Die skrif sê daar is niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie. Nou hier op die einde van tye is die skades en die skandes, die leuns en die bedrog van die Joodse staat, daardie leuns en bedrog is besig om uit te kom. So al die mense wat oor die jare gepraat het oor die Joodse staat, die Zionist state, wat hulle deesdae noem Israel, wat niks te doen het met die Bybelse Israel nie. Al daardie leuns wat so gespin is soos 'n web oor die westerse nasies, oor die bestaan van die Joodse staat en die reg wat hulle het om die wêreld af te pers vir geld en wapens en beskerming en ondersteuning, daardie leuns het begin uitkom. Soos ek altyd sê, die Jode se bebloede onderrokkie is besig om uit te hang. En waar mense die beste op hierdie stadium sien is in die VSA. In die VSA is daar 'n geveg, 'n openlike geveg aan die gang tussen die sogenaamde right, menende die baie konservatiewe blanke, selfs konservatiewe Amerikaners van ander rasse ook, wat gekant is teen die invloed wat die Joodse staat het op Amerikaanse politici. En dit het alles te doen met iets wat Vader my gewys het. So 2-3 aande terug het ek 'n baie interessante droom gehad oor Tucker Carlson. Maar voor ek nou daarby uitkom, laat ons gou die situasie skep, want dit verduidelik vir my waarheen ons op pad is. En Vader het dit vir my gewys. Nou, ek het al baie hieroor gepraat. En ek het vir jou gesê dat ons op pad is, ons sien die aanloop tot die verwoesting van die Joodse staat. Want die Joodse staat is die hoer van Babylon. Dit staan so geskrywe in Openbaring 11, die groot stad waar ook ons Here Jesus gekruisig is, word genoem Sodom in Egipte. Dit staan geskrywe, jy hoef nie te wonder wie die hoer van Babylon is nie. Dit staan vir jou geskrywe in Openbaring 11. Goed, nou ons sien hierdie aanloop. So tans sien ons hierdie groot geveg, is 'n bekgeveg, dit is op die podcasts, dit is selfs in die Amerikaanse regering, dit is in die Senaat en die Kongres, hierdie opstand van gewone Amerikaners, konservatiewe Amerikaners, teen die invloed wat die Joodse staat het op hulle finansies, op die Amerikaners se finansies, op hulle belastingbetalergeld, oor die wapens wat gestuur word, die bomme wat gestuur word, en dit het alles te doen met hierdie oorlog wat begin het na 7 Oktober in Gaza, waar die Jode daarop uitgegaan het om 'n volksmoord te pleeg. En hulle het dit gedoen met die hulp van die Weste, veral Amerika se geld, belastinggeld en die bomme. Daarsonder sou daar nie eers 'n oorlog gewees het nie, want die Joodse staat kan nie een dag bestaan sonder VSA hulp nie. Daar word biljoene dollar per jaar aan hulle oorhandig. Met die gevolg is, die Amerikaner, die gewone gemiddelde Amerikaner sukkel om sy medies te betaal. Hy kan nie medies betaal nie. So sy gesondheidsorg is daarmee heen. Hulle sukkel om finansiëel te oorleef. Om te gaan studeer is verskriklik duur. Nie net hier in Suid-Afrika nie, maar ook in die VSA. Baie duur geraak. En as jy klaar gestudeer het, sit jy met jare se studieskuld. Terwyl die Joodse staat sit met 'n surplus. Die Amerikaanse regering sit met 'n negatiewe balans. So hy is 37 triljoen dollars in die skuld. En baie van dit het te doen met die oorloë wat die VSA namens die Joodse staat geveg het. Terwyl die Joodse staat 'n surplus het en uit soveel geld, sy mediese sorg is gratis. Sy tersiêre onderrig vir sy burgers is gratis. Dit is soos die Amerikaners sê, hulle betaal vir die gratis aborsies daar in die Joodse staat met hulle belastingbetalergeld. En die idee was oor die jare geskep dat die Joodse staat, daai Zionist state wat opgerig is het in 48, is 'n bondgenoot van die VSA. Maar dis nie so nie.
Hulle is daar om die VSA uit te suig. En ons kan sien oor die jare hoe die verrotting ingetree het in die Amerikaanse politiek en in die Amerikaanse beskawing. En van dit wat Amerika was tot wat hy vandag is, hy's 'n skaduwee. Die val van die Amerikaanse stelsel, die superpower stelsel, ons is op die rand daarvan. En dit het alles te doen met hierdie oorlog van die laaste 30 jaar, wat hulle namens die Jode gaan veg daar in die Midde-Ooste. En nou bring dit ons by hierdie krisis, waar ons sien dat prominente podcasters, ouens soos Tucker Carlson, daar kyk meer mense na Tucker Carlson as na CNN. Nick Fuentes, die Jode haat hom met 'n passie. Maar selfs op Redacted, selfs ouens soos Kolonel McGregor, Larry Wilkerson, Larry Johnson, ouens wat openlik praat, Scott Ritter, wat baie pro-Israel was, pro-Joodse staat en geswaai het na 7 Oktober. Selfs in die Amerikaanse Kongres en in die Amerikaanse Senaat is daar baie woelinge oor hoe die Amerikaanse publiek die Amerikaanse regering, hulle verteenwoordigers sien. Want daar is net 'n paar van hierdie verteenwoordigers wat nie deur AIPAC befonds word nie. Wie is AIPAC? AIPAC is die Amerikaanse Israel lobby. Dit is eintlik 'n Joodse lobby en hulle stoot biljoene dollars per jaar en hulle koop vir hulle kandidate in die Amerikaanse regering, senators en in die Kongres. En wanneer daar gestem word oor belangrike wetgewing wat met betrekking tot Jode en veral oor die Joodse staat, dan sal jy, want jy's gekoop deur die Joodse lobby, jy sal stem soos die Joodse lobby jou gesê het. As jy dit nie doen nie, dan sal hulle sorg dat hulle iemand teen jou sit, wat hulle gaan befonds met die volgende verkiesing, en dan is jy jou job kwyt in die Kongres of in die Senaat. So, en in hierdie hele proses, het Tucker Carlson die voortou geneem, en hy het begin praat. En ek gaan soeke stukkies vir jou speel daaroor, dat jy bietjie kan sien, wat het hy alles al kwyt geraak. En dit gaan ons lei na waar ons vandag is, met hierdie ding wat Vader my so terloops vinnig gewys het. So kyk 'n bietjie na hierdie stukkies. I'm an American. You can't treat, it's too humiliating. I can't handle that. Bibi's running around, this is a fact, I'm not guessing about this, because I talked to people he said it to, is running around the Middle East, his region, and his own country, and telling people, point blank, just stating it, I control the United States, I control Donald Trump. He's saying that, and again, I'm not guessing. Foreign flags in the Congress? Are you joking? Get out. How can somebody pledge allegiance to 2 countries at the same time, and is that something that we should be allowing? I mean, I think your question says it all. Obviously, that's absurd. I quote the New Testament, but I also refer to common sense when I say that no man can serve 2 masters. It's not possible. You can only really pledge your loyalty to one person or one country. That's just a fact. I think anybody, by the way, who serves in a foreign military should lose his citizenship immediately. There are a lot of Americans who've served in the IDF. They should lose their citizenship. You can't fight for another country and remain an American, period. Nou ja, die Jode kom natuurlik agter, daar's geweldige opstand onder die gewone Amerikaner teen die Joodse invloed. En die feit dat die Jode eintlik die VSA stuur, daai vreeslike groot land word deur 'n baie klein landjie gestuur waar hulle hom wil hê. En so met die gevolg is die Jode wil begin om die vryheid van spraak aan bande te lê. So, hulle het al gepraat oor TikTok, ek gaan nou die bewyse gee. TikTok is oorgekoop deur hierdie Larry Ellison, en nou ja, dan beteken dit, daar sal nie beelde gewys van word wat in die Joodse staat aangaan nie. Jy kan nie die Jode kritiseer nie, kan nie die Joodse staat kritiseer nie, dan is jy die probleem. Selfde met Twitter, en dan gaan hulle nou kom vir die Amerikaanse podcasters. En hulle gaan definitief kom vir Tucker Carlson. Want ek het gesien, hy sit by sy tafel, daar waar hy altyd sit, met die mikrofoon, maar hy het nie 'n hemp aan nie. Daar's 'n spreekwoord in Engels wat sê, they will take the shirt right off your back. En dit is waarna dit verwys. Hulle gaan kom vir die podcasters, en ek sê vir jou, Tucker Carlson is nommer 1 op hulle lys. En hulle gaan hom kaal uittrek, omdat hy bereid was om die Joodse staat en die Joodse staat se invloed
te kritiseer. Nou dit is alles tekens van die feit dat die Joodse staat is besig om te sink. So die publieke opinie het teen hom gedraai en ek sal 'n videoetjie bysit van 'n politieke kenner. Dit wat gebeur het in Gaza, al hierdie moeilikheid, die westerse nasies is fed up. Hulle is op. Finansiëel kry die gewone gemiddelde burger baie swaar. So die publieke opinie het geswaai. En maak nie saak wat die Jode doen en met waar hulle die ding probeer beperk nie. Dit sal net erger wees op die lang termyn. En soos ek sê, iewers moet die ding swaai dat Trump ook teen die Joodse staat swaai. En dit sal kom. Want dit is soos wat die Bybel van praat. Die Bybel praat, daar sal 10 nasies opstaan teen die hoer op die dier. Nou ja, as die Joodse staat nie die hoer op die dier is nie, wie is dit? Die Weste? Is dit die Britannia? Is dit die VSA? Nee, is die Joodse staat. Want hulle het hulle self geweldig ongewild gemaak. Waar hulle altyd die politiek beheer hulle dit nie meer nie. Maar kyk mooi na wat Tucker hierso sê, en dan luister jy wat die ander man sê. Dan verstaan jy waar ons op pad, maar ek vermoed dat hulle hierdie ding gaan inbring, hulle gaan vryheid van spraak totaal wegvat. Hulle is besig om dit oral te doen, maar hulle gaan dit ook in die VSA reg kry. Ons gaan dit sien kom. We talked about the woke right. He said, I call it the woke Reich. It's almost unbelievable that he said that on camera. Imagine, this is a foreign leader bragging about how he's censoring Americans. Again, this guy runs a country of 9 million people that's totally dependent on our tax dollars to exist. And here he is on camera saying, anyone who opposes me in the United States, who opposes more aid to Israel or opposes getting sucked into war with Iran, which does not serve American interests, that person is not simply mistaken or wrong. I'm not going to bother to explain why that person is wrong. That person is a Nazi, part of the woke Reich, a Nazi. And the only way to fix it is by preventing Americans in the last country on earth with guaranteed freedom of speech, prevent Americans from hearing the other side. And so we push Congress to force a TikTok sale, which is true, by the way. TikTok, number one. And I hope it goes through because it can be consequential. And we need to talk to Elon. You know, so we have to talk to Elon. Free speech is central to the entire idea of America. In fact, it's really the only thing that sets us apart from any other country on earth. And here's this guy, a foreign head of state, who, let me restate, is totally dependent on our tax dollars to exist, is saying Americans don't have that right, and he's going to do some kind of secret pressure campaign on Elon Musk to censor X because it bothers Israel? Donald Trump might be the most Zionist president of the United States in history, but he might be the last one, because Israel is going to be permanently controversialized now. It's the most criminal regime in the world, and they are a dead letter, name is mud on the left, and more on the right all the time. It's something like 50-50 on the right now. People are sick and tired of being lied to and condescended to and used and abused in this way. I mean, for all the people listening to this or watching this, I think Benjamin Netanyahu respects you. And this is a guy who has said on multiple occasions, in fact, on September 11th, he told the New York Times, good for Israel. This is very good